Ons Hemelvader, ons as gemeente het so pas hierdie lied gesing, Gees van God wat in ons woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. En dis die bede van my hart vir myself en vir hierdie geliefde gemeente wat U aan ons toevertrou het. Hulle wat deel vorm van ons gemeente, wat nie vanmôre hier is nie, wat inskakel van ver plekke, wat miskien weens omstandighede, weens siekte nie hier kan wees nie. Bid ons, Here, dat U U woord aan ons sal oopbreek en dat U asseblief ook U woord in ons harte sal heilig. Soos ons vanmôre gehoor het wat Johannes Calvijn sê, dat ons die vrug sal dra wat by die bekering pas. Want Here, uit genade is ons gered deur die geloof, dit nie uit onsself nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat ons nooit mag roem nie. En Here, dan sê die volgende vers, ons is juis gered om dan hierdie wonderlike deugde te verkondig, hierdie lewe te leef van ons dierbare Here Jesus Christus wat in ons al hoe meer gestalte kry. Vader, help vir ons daarin. Leer en lei en rig ons in U waarheid en mag ons dierbare Here Jesus Christus wat sy lewe aan die kruis vir ons gegee het, wat ons trek met hierdie koorde van liefde ook verheerlik word in ons lewe. Alles deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir die geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak. Nie by Genesis nie, ook nie by Psalms nie, maar by die boek Kolossense in die Nuwe Testament. Nou, ek het al reeds begin voorberei vir my volgende boodskap uit die boek Genesis, en ek was so besig om voor te berei, dit was nou al reeds laasweek gewees, en hierdie week, hier is so by, of ook, ek dink Sondagmiddag, ek dink myself, miskien moet ek die volgende Psalm hanteer, Psalm 57, en ek het nie verder gevorder, behalwe dat ek al die liedjies saamgestel het nie, en toe ek maandagoggend stilte tyd hou, as u saam met my deur die boek Spurgeon werk, mornings en evenings, sal u sien uit maandagoggend so bietjie uit Kolossense 3 vers 4, het hy 'n oordenking gehad wat sê, wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal ons ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. En ek het begin deur hierdie 17 verse lees van Kolossense, die 3de hoofstuk, en sommer terwyl ek deur dit lees, ek besef, maar hierdie verse moet ek memoriseer, en ek is tans besig daarmee. En het ek besluit, ek gaan 'n kort reeksie vir u bring, net sodat ons met Jakob se streke so bietjie kan ophou, en dan so bietjie Dawid se hartseer wat ons beleef, in die Psalms waar hy vervolg word, baie ellende beleef, bietjie uitkom by ons as Nuwe Testamentiese kerk van die Here Jesus, om te sien dat die hele skrif deur God ingegee is. Dit wat in die Ou Testament vir God se volk geleer was, word in die Nuwe Testament vir God se kerk geleer, en deur die krag van die Heilige Gees kan ons dan ook lewe, meer as oorwinnaars, maar in die hartseer wat Jakob beleef het, wat Dawid beleef het, sien ons die groot probleem, en dit is die sonde probleem. En ek gaan met u praat vanmôre, en volgende week, en die week daarna, uit hierdie gedeelte, hierdie 17 verse, oor die gedagte van sterwe om te lewe. Sterwe om te lewe. En ons gaan vanmôre hierdie klompie versie saam lees, en dan val ek weg met die eerste boodskap, en ons gaan vanmôre by vers 3 begin, dan gaan ons vers 3 hanteer, en dan gaan ons teruggaan na vers 1, 2, en dan werk ons verder deur hierdie gedeelte. Dit sal so 'n paar boodskapies wees. Nou ek het baie jare terug ook oor hierdie bepaalde gedeelte gepreek, maar soos ek sê, in hierdie oordenking hierdie week uit Spurgeon, en ek sien die klem wat hy gelê het op die feit dat ons as kinders van die Here werklik kan lewe as ons eers gesterwe het ek besef ons het nodig om as gemeente en as Nuwe Testamentiese kerk opnuut te hoor wat die Here vir ons in sy woord opgeteken het en wat dit in ons lewens dan na vore moet bring. So kom ons lees saam Kolossense 3, baie besondere boek in die Bybel. Hierdie gemeente was getuister deur valse leringe, valse leraars, in besonder gnostisisme, 'n groep wat gesê het, daar is 'n verhewe kennis
hoe jy by God kan uitkom. Het klink amper vir my soos die tyd en dag waarin ons onsself bevind. Meeste van die Pinkster charismatiese 5 movement kerke sê vir jou, daar's iets meer as die Bybel. Daar's iets meer wat jy moet hoor in jou oor. Daar's openbaringe, daar's stemme. En tog sien ons bitter min van die vrug van die Gees in hulle lewe. Want jy sien, deur die woord van God reinig hy ons. Die Here sê vir sy disippels in Johannes 15 vers 3, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Daarom moet u en ek nooit min maak van die Bybel nie. En wil ek u vra, moenie alles glo wat mense sê nie. Mense vertel hoe hulle gebid het en die Here het hierdie kwansyse wonderwerk gedoen en dan kan jy met 'n stok aanvoel hierdie persoon lieg. Of hy het hierdie openbaring van die Here gehad of hierdie stem gehoor. Kom ons bly by God se woord en ons sien eenvoudig dit wat die Here in sy woord geopenbaar het, wat ons kan verstaan, hoe ons dan ook kan lewe om die Here te eer. Die apostel Paulus skryf aan hierdie gemeente, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterf en julle lewe saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood aan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgode diens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, hoe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle hom in die nuwe mens bekleed wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnede, barbaar, skug, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Belangrik, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Nou vriende, hier is 'n kosbare gedeelte in die Bybel om te memoriseer, goeie huiswerk vir u. En dis nie moeilik om hierdie paar verse te memoriseer nie. Hulle vloei nogal mooi in mekaar in. Maar die gedagte is dat ons dit kan herroep wanneer die stryd vel raak en wanneer die sonde aan ons hartsteer begin klop. Die teks van oordenking is vanmôre die 3de vers, want julle het gesterwe, verlede tyd, julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Die tema dan vanmôre, sterwe om te lewe. Sterwe om te lewe. Nou vriende, as ons deur hierdie gedeelte lees en in besonder by hierdie vers van oordenking stil staan, dan sien ons die geweldige paradoks wat hier na vore kom. Nou, die meeste van ons weet dat 'n paradoks is eintlik maar 'n uitspraak wat skynbaar teenstrydig lyk, maar by nadere ondersoek is dit nie. Die Here wil vir ons 'n baie duidelike les kom leer uit hierdie paradoks, uit hierdie gedagte waar ons lees dat ons moet sterwe sodat ons waarlik kan lewe. U sien, in ons verwysingsraamwerk, as iemand dood is hy dood. En as iemand lewe, is hy lewendig. Nou die meeste, almal van u, nie die meeste nie, almal van u wat vanmôre hier sit is lewendig. Ons het nie een persoon wat gesterf het wat hier in ons midde is nie. So met ander woorde, as ons die Bybel lees en die Here praat van sterwe om te lewe, dan maak dit amper nie vir ons sin nie, want iemand wat dood is dood en iemand wat lewendig is lewendig. So, hoe moet ek sterwe om te kan lewe? En ag vriende, hierdie is 'n begrip wat reg deur die Bybel na vore kom. Hoor wat sê die Here vir ons daar in Johannes 12 vers 24. Voorwaar is eintlik maar 'n dubbele eedswering. 'n stelling wat die Here maak om vir ons 'n waarheid
tuis te bring, dat ons kan hoor wat hy sê, is die waarheid en die absolute waarheid. Hy sê voorwaar, ek sê vir julle, hierdie ek is die goeie herder, ons redder, ons verlosser, ons saligmaker. Hy sê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Nie net vrug nie, dit dra veel vrug. Die apostel Paulus ego hierdie woorde, hy sê in Galasiërs 2 vers 20, hy sê ek is met Christus gekruisig. So Paulus identifiseer homself met Christus, sy sterwe aan die kruis, en hy sê, ek Paulus is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. En die normale ou sal sê, Paulus, is daar ietsie fout hierbo. Weet jy, praat en jy vat met jou hande en jy eet en jy loop en jy reis, sendingreise wat jy onderneem, maar jy gaan sien die begrip wat hier na vore kom. Hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my, leef nou deur my. So Paulus sê, ja, hier's my hande, hier's my voete, hier's my oë, hier's my ore, hier's my mond. Ek leef as mens, maar met die lewe wat die Here my gee, leef ek om hom nou te verheerlik, wat in my lewe gestalte gekry het. Luister, die Bybel sê vir ons, die wêreld sal baie min moeite doen om die Bybel te lees. Maar Paulus sê, ons is 'n brief wat geskryf is wat die wêreld lees. Die wêreld kyk na ons en hulle lees ons lewe, hulle sien ons optrede, hulle hoor ons woorde, en so kan hulle identifiseer aan wie ons behoort, al dan nie. Nou as die apostel Paulus sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself my oorgegee. Dan sê die apostel Paulus eenvoudig, as ek kyk na die kruis, as ek kyk na die groot prys wat Christus vir my betaal het, is dit die minste wat ek kan doen, om nou voortaan vir hom te lewe. As jou Christenskap vanmôre 'n reeks van smaak my, raak my, roer my nie aan dinge is, mag en mag nie, moet en moenie, dan mis jy die vreugde van Christus en die vreugde van kindskap. Die apostel Paulus besef dat ons niks kan doen vir ons redding nie, want dis uit genade deur geloof aan ons geskenk. Maar ons wat uit genade gered is, ons wil, en deur die krag van die Gees van God, sal ons lewe wy aan hierdie een wat ons lief gehad het. Nou die begrip wat Paulus hier in gedagte gehad het, vriende, as jy gaan lees in die geskiedenisboeke oor die antieke tye waar hulle mense verhoor het, het dit min of meer so gewerk. As 'n beskuldige voor die regter gebring is, en hy was aangekla van een of ander oortreding, en hy word tot die dood veroordeel, was daar onmiddellik weer 'n verhoor gehou. As die tweede regter by dieselfde bevinding uitkom, hierdie persoon is skuldig en hy verdien die dood, het hulle 'n kruis op hom gesit, hy het deur die strate van die stad geloop tot by die plek waar hulle hierdie persoon gekruisig het. Jy moet onthou, Jesus was nie die enigste persoon wat gekruisig was nie. Die Bybel is baie duidelik dat die Romeine juis hierdie verskriklike wrede manier van doodstraf toegepas het, sodat mense sou vrees om 'n oortreding te begaan. Miskien moet ons in Suid-Afrika hierdie doodstraf begin implementeer, sodat die klomp wat hulle hande nie kan afhou van ander mense se goed nie, kan leer dat daar gevolge is. Maar kom ons gaan nie daaroor praat nie. Ons kom by die gedagte dat ons moet sterwe sodat Christus leef. So Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So wat Paulus hier deur wil gee aan die gemeente, en hulle het presies verstaan wat hy wou sê, is dat die dag toe jy gered geword het, is daar eintlik maar 'n kruis op jou skouer geplaas, en jy sterwe aan jouself. Dis die gedagte wat Paulus hier wou kom deurgee het, vriende. Dis presies wat die Here Jesus vir ons wil kom leer. Jy sien daar in Matteus 16:24, baie interessant, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet. Dis nie 'n opsioneel ekstra nie. Moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly, of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel?
Baie belangrik dat ons hierdie waarheid sal raak sien. Ons is besig om te praat oor sterwe om te lewe. Jesus sê hierdie koringkorrel moet uit die grond val en sterwe. Paulus sê ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die begrip dat ons lewe aan Christus skuld. Ons moet ons lewe aan hom wy. Nou praat die Bybel in dieselfde gedagte van verloning. Baie interessant, die woordjie verloon, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Die gedagte daarvan, vriende, in die Grieks is dit to deny utterly. That is to disown, abstain or deny. Kom ek gaan dit prakties vir u probeer illustreer. Om daar op jou knieë te staan en te bid, of daar in die môre in die spieël vir jouself te kyk en te sê, Gerard Beekes, ek is klaar met jou. En met jou begeertes, en met jou drange, en met jou smaak my, raak my, roer my nie aan, jou gedagte, jou idee, Christus in my. In die Vyers se woordeboek beteken dit to affirm that one has no acquaintance or connection with someone, to forget oneself, lose sight of oneself and one's own interest. En vriende, luister vanmôre, hier's nie een van ons wat hier sit of staan wat kan sê ons het by hierdie plek uitgekom nie. Ons kry te vinnig seer, ons word te vinnig te nagekom, ons is so fyn gevoelig, ons is so besig met onsself, as dit nie met ons goed gaan nie, as dinge nie om ons sentreer nie, dan trek ons kyk op 'n knop, almal moet dit weet, almal in die huisgesin gaan hoor, dat Gerard is ongelukkig, en hy gaan vir niemand sê vir die eerste 2-3 ure, hoekom hy ongelukkig is nie, want hulle moet bietjie voel, die straf wat hulle moet kry, hoe durf hulle hom ongelukkig maak, en wat is daar van Christus? U sien die hele gedagte wat na vore kom, hierdie dat ons onsself moet verloon en aan onsself sterwe, die woordjie verloon, Jesus sê as jy agter my aankom, moet jy jouself verloon. Hoor hoe sterk uitdrukking is dit? Dis dieselfde woord wat gebruik was of gebruik word in Matteus 26:34, waar Jesus vir Petrus gesê het, in hierdie nag voordat die haan gekraai het, sê jy my 3 maal verloon. Wat doen Petrus toe die diensmeisie vir hom sê, jy's mos een van hulle. Die Bybel sê, toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken die man nie. Ek hoop jy volg. Want ons is vanmôre by die gedagte van sterwe om te lewe. Die Here sê, verloon jouself. Hierdie woord verloning kom voor waar die Here vir Petrus gesê het, jy gaan my verloon, en ons sien wat het Petrus gedoen. En die hele gedagte, vriende, selfverloning beteken eenvoudig. Soos Petrus vasbeslote en met nadruk gesê het, ek ken Christus nie, so wil die skrif ons leer om pertinent en met nadruk standpunt in te neem teen die vlees, die ou sondige self met sy begeertes, die wêreld met sy leë en valse beloftes van genot, ja die duiwel self, en sê, ek wil julle nie langer ken nie. Maklik, nee. Maklik om te sê met die woorde, maar moeilik om te leef in die dade, die daaglikse lewe. Soos die Bybel vir ons sê, en die apostel Paulus kom in Kolossense 3 en hy sê, want julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. Dis die begrip wat hy vir ons deur wil gee. Dat ons onsself moet verloon, om elke dag vir onsself te sê, ek is dood vir hierdie wêreld. Ek is dood vir die vleeslike begeertes. Ek is lewendig vir Christus en vir sy waarheid. MacArthur skryf oor hierdie gedeelte en hy sê, we need to fight daily. Nou, wow. Ek sê nie gaan soek moeilikheid met jou vrou as jy hier ry nie. Dis nie wat MacArthur sê nie. Hierdie we need to fight daily beteken dit nie met die ouens by die werk of met mense in jou buurt nie. Die gedagte we need to fight daily to break the habits of our former lives, training ourselves to hate our once cherished sins. Weereens Dr. John MacArthur, hy het vir my al baie in my lewe beteken, en hy skryf op 'n stadium in een van sy boeke, dat een van die psalms wat hy die meeste gelees en deur gebid en gewerk het, was Psalm 51. Die boetelied van Dawid.
Hy sê, want hy het deurgangs agtergekom hoe diep gewortel die sonde in sy wese is, en hoe hy elke dag moet stoei en moet stry teen hierdie sonde. En baie keer, vriende, wat ons nie drink en dronk word, of dobbel, of by die nagklub sit, of dwelms gebruik, dink ons by onsself, maar my stryd is alright. Ek het daarom al redelik oorwinning behaal. Die Bybel sê, die klein jakkalsies wat die wingerde vernietig. Dis daai nalaat sonde, of daai sonde waar ek so half don't care is, of ek doen dinge, en later dink ek by myself, miskien moes ek dit nie gedoen het nie. Die hele gedagte is om elke dag te beklei, om hierdie sonde, wat in my lewe teenwoordig was, myself te oefen daarin. En wie hou van oefening? Ek sê vanmôre vir hulle toe ons kerk toe ry, ek het onlangs met 'n man gepraat, en hulle dra mos nou die horlosies vir die mediese fondse, jy weet dit mos nou. Dan sê hulle vir jy moet soveel tree dag loop, dan kry jy afslag op jou gymkontrak, en afslag op jou paaiement elke maand. En toe die ouens wat voor die televisie sit en rugby kyk met biltong en coke, by hulle self gedink, maar ek het 'n hond. En my hond hou van hardloop. En my hond gaan van nou af 'n horlosie dra. En hulle het daai horlosie vasgemaak op die hond in die tree. En hulle het dit toe op 'n manier agtergekom, want daar's min ouens wat 30.000 tree 'n dag kan loop. OK, en die hond hardloop dit sommer vinnig. So die beginsel is, niemand van ons hou van oefening nie. En die Bybel sê ons moet ons oefen in die godsaligheid. Daarom sê Dr. MacArthur, beklei teen jou sonde en oefen aan die ander kant. Dis twee goed wat ons nie, okay, ons hou van beklei hoor, maar die oefendeel hou baie min mense van. So die selfverloning gedagte, baie belangrik dat ons dit sal raak sien. Romeine 13 vers 14 sê, maar beklei julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Ek sê hierdie week vir Calvin en vir Effeltjie toe ons huisgodsdiens hou, dis noodsaaklik dat ons die seer van sonde sal voel. Want as ons die seer van sonde nie voel nie, sal ons aan sonde gewoond raak. Daarom sê die apostel Paulus, hy sê die goeie wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hy sê, en ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Christus Jesus. Luister, moet nooit moedeloos raak in jou stryd teen sonde nie. Nooit. Of dit in jou temperament is, of dit miskien 'n nalaatsonde is, of dit miskien iets is wat jy doen in jou lewe, of miskien nie doen nie. Vra die Here verwyse dat jy nooit moedeloos sal raak in jou stryd teen die sonde nie. Dr. MacArthur is weer aan die woord, hy sê, to deny self is to subject oneself entirely to the lordship and resources of Jesus Christ, in utter rejection of self-will and self-sufficiency. Nou die dames gaan dit nie heeltemal mooi verstaan soos die mans nie. Maar ons wat in die weermag was of in die polisie was, weet, jy het jou absoluut ondergeskik gestel aan jou bevelvoerder. Absoluut. As hy sê links, dan draai jy links. As hy sê val, dan val jy. Jy vra nie hoekom nie, jy vra nie waarom nie. Jy vra nie waarom moet ek links draai nie, hier's 'n muur, gaan in die muur vasloop nie. Jy doen presies wat hy vir jou sê. En dis die gedagte net, wanneer ons hierdie koning van die konings en Here van die leerskare as die Here van my lewe het, dan onderwerp ek my in totaliteit aan hom. Hy sê, to deny oneself is to be poor of spirit. That is, to have the spirit of utter poverty in regard to one's own goodness, righteousness, worth and merit. Met ander woorde, alles gaan nie oor myself nie. Dis nie heeltyd me, myself en I nie. Luister, die sielkunde het so in ons skole, van ons laerskole af, in ons hoërskole, universiteite, werksplekke, dat mense vandag die mentaliteit het, dat alles draai om my. Dis hoekom ons siek land en die siek regering wat ons het, vir die mense kom leer, luister, die werkgewer moet bly wees, jy werk vir hom. Het u agtergekom hoe die klemverskywing gekom het, deur die sielkunde? Die mens is prominent, so jy moet dankbaar wees as werkgewer, dat hierdie ou opdaag vanmôre om vir jou te werk. In plaas van dat jy dankbaar is dat jy werk het, omdat die werkgewer sy nek uitgesteek het om 'n besigheid te begin,
sodat jy versorg kan word en dit alles deur God se genade. Die begrip wat ek wil gee, die deursnee kerk is vandag dieselfde. Alles sentreer om die mens. God het vir jou gesterwe sodat jy ryk, voorspoedig, gelukkig, al die goedjies kan wees, maar dan word niks gesê van heilig nie. Dan word niks gesê van selfverloning nie. Dan word niks gesê van dat die Here nou koning van jou lewe is en hy sê deur sy woord vir jou wat om te doen en wat om nie te doen nie. En dis nou die inleiding. Ons kom nou by die verklaring van die vers uit. U saam met my opgewonde daaroor, ek weet dit, ek kan dit aanvoel. Ek is 'n gevoelsmens, u weet dit, sag, liefdevol. Kom ons begin by die ontleding van hierdie vers. Wat sê Kolossense 3 vers 3? Julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. Julle, dis die kinders van die Here in die stad Kolosse, al die weergeborenes, die wat in verhouding met Jesus staan, maar ook ingesluit by hulle, elke ander kind van die Here deur die eeue. Die hele skrif is deur God ingegee vir ons wat vanmôre hier sit, in hierdie kerkgebou, hier in Kempton Park, in die jaar 2026. En wat is die boodskap? Julle, ons wat hier vanmôre sit, wat het met ons gebeur? Ons het gesterwe. En voor jy opspring in u stoel en sê, luister, kan jy nie sien ek lewe nie? Dan wil ek vanmôre vir jou sê, geestelik sê die Bybel, ons het gesterwe. Dis in die verlede tyd geskrywe, met ander woorde, by wedergeboorte, toe God my geestelik lewend kom maak het, het ek gesterf vir die vlees en die sonde, luister, se heerskappy oor my lewe en optrede. Ek gaan nooit sondeloos volmaak word op aarde nie, maar die heerskappy is gebreek. Ek kan oorwinning behaal oor die sonde. Nou vriende, moet ek leef as beelddraer van Jesus Christus. So Paulus sê vir hierdie gemeente, hy sê, want julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. Dr. Alistair Beck skryf, hy sê, as a result of grace, jy moet tog hierdie aanhaling volg, 'n besondere aanhaling. Ek sien hy's bietjie hoër as wat maar julle kan sien, hè? As a result of grace, we have been saved from sin's penalty. Wat noem ons hierdie in Afrikaans? To be saved from sin's penalty. Ons praat van regverdigmaking. Regverdigmaking beteken ek staan skuldig voor God. Ek is in my sonde op pad na God se hel, God se oordeel toe. God kom gee my genade en geloof om uit te roep, Here, wees my sondaar genadig, en in 'n oomblik word ek oorgebring van die koninkryk van Satan na die koninkryk van God. My vaderskap verander. Die duiwel was my vader, nou is God my vader. Hierdie daad van regverdigmaking is eenmalig. Dit word nie herhaal nie. Eenmalig word 'n kind van God. En hoe lank bly 'n kind van God? Tot ek die eerste keer my meer verloor. Nee? Nie is nou onseker, daar dan een ou wat, hy het nou nie hard gewerk die week nie, so hy is wakker, hy sê nee. En dit is presies so. Ons kan nooit ons saligheid verloor nie. Want God verklaar ons regverdig in Jesus Christus, vir hoe lank? Vir tyd en ewigheid. Daarom sê hy vir ons, hy gee ons die ewige lewe. Okay? So in die eerste plek, as a result of grace, we have been saved from sin's penalty. So ons sal nooit weer die hel beerwe nie, maar ons ontvang die ewige lewe. Die tweede gedagte, one day we will be saved from sin's presence. Wat is dit in Afrikaans? Verheerliking. Weet jy wat verheerliking? Dis aan die einde van ons lewe waar die Bybel vir ons sê, gaan ons die Here in sy heerlikheid sien. Nooit weer sonde beleef, hartseer beleef, pyn beleef nie. Maar nou sê hy hierdie woorde, in the meantime we are being saved from sin's power. Wie is die oudste in ons gemeente vanmôre? Seker Tannie Hannetjie. Ons pik nie op Tannie nie, hoor. Baie trots op Tannie Hannetjie, haar getrouheid, toewyding aan die Here. Maar gaan praat met daai tannie en vra of haar stryd met sonde klaar is. Haar skud sy die kop. My pa net so voor sy dood, hy sê vir my seun,
Die stryd teen sonde is intens. Pas dit in ouer huis. Wat is die probleem? Luister, sonde sal tot die dag van jou dood deel van jou lewe wees en jy moet elke dag veg teen die sonde en jou oefen in die godsaligheid. Dis 'n daaglikse keuse om weg te draai van my sondige begeertes, my sondige neigings, my sondige optrede na dit wat God van my vra. Waarom? Omdat hy sy lewe aan die kruis vir my gegee het. Omdat hy 'n nuwe lewe vir my kom gee het. En die apostel Paulus sê dit altyd so mooi. Hy sê Romeine 6 vers 3: Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Nou voor u dink ons gaan 'n doopdiens hou, na afloop van hierdie erediens, het ek vir u 'n versie ingesit, 1 Korintiërs 12:13, want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam en ons is almal van een gees deurdronge. So doop beteken nie altyd water nie, dit beteken eintlik in die Bybelse konteks nooit onder die water nie. Dit kan ek u verseker van. Gaan lees die boek van Dr. J. Adams, The Meaning and Mode of Baptism, en gaan lees maar so 'n bietjie die aanloop van die Anabaptiste en wat ons vandag beleef in die kerk waar die doop eintlik mense se godsdiens geword het. So hierdie gedagte gaan nie oor die fisiese doop nie. Dit gaan oor dat ons in Christus gedoop is, dat ons deur sy gees deel van sy liggaam geword het. Ons is nou kinders van God. Vers 4, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Nou sê in vers 6, aangesien ons dit weet, dat ons oue mens saam gekruisig is, weer 'n keer verlede tyd, ons ou mens, die ou Gerard Bekes, die ou sondaar mens, dat ons weet dat ons oue mens saam met Christus gekruisig is, en nou, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Hierdie is 'n daaglikse keuse. Wanneer jy daar op daardie mespunt balanseer, moet ek nou my meer verloor of moet ek nou die gesindheid van Christus openbaar? Die gesindheid van Christus. Moet ek ledig en leeg daar voor die televisie lê en my tyd verspeel, of moet ek tyd gaan neem met God se woord? Moet ek daar op die sosiale media vir 2-3 ure my tyd verspeel? En ek weet, sê baie kinders van die Here het nie tyd om Bybel te lees nie, maar as jy hoor, is hulle op die sosiale media. Is hulle besig met een of ander iets wat hulle tyd opgebruik. Daarom wil ek vir u sê, dis 'n daaglikse stryd om 'n keuse te maak deur die krag van die Gees om nou te lewe vir die Here Jesus Christus. Die laaste gedeelte van ons boodskap: nou is my lewe saam met Christus verborge in God. Julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wat beteken dit? Kom ek probeer vir u verduidelik, vriende. Eerste plek, ek deel in die goddelike lewe en natuur. 2 Petrus 1 vers 4 sê, waardeur hy ons ook die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Dr. R.C. Sproul vertel, hy praat met sy gemeente, hy sê voor sy bekering het hy baie min bekommernisse gehad. Hy het 'n goeie werk gehad, hy sê hy het opgestaan, hy het sy dinge gedoen, hy het eintlik 'n redelike goeie lewe, rustige lewe gelei. Voorreg gehad om 'n huis te hê, kos te hê, klere te hê, alles te hê. Hy sê, en toe kom hy tot bekering. En toe verander sy hele lewe. Toe begin die stryd. Toe begin die uitdagings. Toe begin die stryd met die vlees, die wêreld, die duiwel. Toe kom hy agter as iets in sy binneste wat vir hom sê, Arsie, dit wat jy nou doen is nie reg nie. En hy het hom self besef, maar dis die geestelike stryd, en is presies wat die Bybel vir ons sê, as ons nie die Heilige Gees het nie, sal ons nie kan onderskei tussen reg en verkeerd nie, en as ons nie die krag van die Heilige Gees het nie, sal ons nie oorwinning oor die verkeerd kan behaal nie. Daarom ontvang ons die goddelike natuur, sodat ons daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Die tweede gedagte, ek deel in God se wysheid en geestelike insig, 1 Korintiërs 1:27,
Hy sê maar wat dwaas is by die wêreld het God uitverkies om die wyse te beskaam, wat swak is by die wêreld het God uitverkies om wat sterk is te beskaam, vers 30. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. As u hierdie gedagte vanmôre sal saamvat huis toe, het ons 'n groot eindelik oorwinning behaal in hierdie boodskap. As u en ek besef, ons leef elke dag in die lig van die ewigheid. Hierdie lewe gaan verby. Ons ouens wat gryser is, as die ander besef, gister was hulle 30, was hulle 20. Nadat hierdie tannie gister my hare of Vrydag my hare versnipper het, staan ek aan die spieël nou probeer ek hierdie, ek het nou nie meer 'n kuif nie, maar probeer ek daarom ten minste alles reg kam wat. En op 'n stadium vang ek so die kant van my kop en ek sê vir Ethel, 'n paar maande terug, toe ek my hare so kort gesny het, toe was daar nie grys hare nie. Nou is dit grys. As jy 'n aandeel het daaraan, pas op vir jou, né? Maar die Here leef ons, leer ons is besig om te leef om te sterwe. So lewe jou lewe in die lig van die ewigheid. Ek het vanmôre vir die Here gesê, Here, ek sidder baie keer om te dink dat ek van elke dag rekenskap gaan gee. Nie hemel hel nie, kind van God is geregverdig in Christus, maar loon wat ek gaan ontvang of gaan verbeur. Daarom lewe nou tot eer van Christus, want hy gee vir ons sy wysheid en geestelike insig. Die laaste gedagte, ek is vir tyd en ewigheid veilig in Christus. Ek is vir tyd en ewigheid veilig in Christus. 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Hoor nou, wat in die krag van God bewaar word. Dis nie iets wat ons kan verloor nie. Dis God wat dit vir ons bewaar, deur die geloof tot saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Omdat ons so groot saligheid ontvang het, vriende, kom die oproep in 1 Petrus 4 vers 1, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Want dit is genoeg. Nou ek onthou, jou pa of jou ma, hulle vir jou sê, luister, klaar gepraat. Dit is nou genoeg. Dan moet jy oortjies oopmaak, anders te brand boutjies, né? Die hele gedagte net, Petrus kom hy sê, dit is genoeg. Luister, hou op. Dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderry. Daarom vind hulle dit vreemd as hulle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie en hulle laster. Ek het al baie kinders van die Here se getuienisse gehoor. Meeste van hulle was in die wêreld, gedrink, gedans, partytjies gehou. Deesdae hoor jy ouens wat verslaaf was aan dwelms of homoseksualisme of lesbianisme of wat ook al, hoe die Here hulle kom red het uit hierdie sonde. En nou sê die apostel Paulus, jy kan nie aangaan daarmee nie. Jy kan nie sê, okay, ek het 'n brandpolis ontvang, ek gaan nie hel toe nie, ek sit hom na my kluis, hy's veilig, nou leef ek verder vir myself nie. Enige ware kind van die Here sal weet, die dag toe Christus in jou lewe, jou hart kom verander het en die heerskappy oorgeneem het in jou lewe, jy kan nooit weer dieselfde wees nie. Die liefde wat hy in jou hart uitgestort het vir hom, dryf jou, dring jou, dat jy dikwels vir jouself sê, maar ek kan nie leef soos ek geleef het nie. Ek wil nie leef soos ek geleef het nie. Daarom vind hulle dit vreemd, as jy vanmôre tuis voel tussen ongeredde mense, en ongeredde mense voel hulle self tuis in jou geselskap. Jy gee hulle geen aanstoot nie, jy gee hulle geen aanstoot nie, of hulle vir jou nie, is daar rooi ligte wat opgaan. Want luister, ons is
nuut gemaak. Hulle vind dit vreemd as ons anders praat. Hulle vind dit vreemd as ons anders doen. Daarom is dit belangrik dat ons sal sien. En vriende, waarom is dit nodig vir die kind van die Here om homself daagliks dood te reken? En ek sluit nou regtig af, regtig. Ek vra dat u hierdie paar gedagtetjies in u hart sal hou. Dink daaroor, sterwe om te lewe, die paradoks in die Bybel, dat Christus in my lewe gestel te kry. Waarom is dit nodig vir die kind van die Here om homself daagliks dood te reken? 1. Want die Here red my juis met die doel dat Jesus se lewe in my tevoorskyn moet kom. Dink jy die Here het jou net gered om nie hel toe te gaan nie? Dis 'n baie simplistiese siening van die evangelie. Evangelie is goeie nuus. Die goeie nuus gaan oor 'n persoon, Jesus Christus. Die Here red my met die doel dat Jesus se lewe in my tevoorskyn moet kom. As hy as redder deur sy gees in my woon, moet sy lewe seker in my sigbaar word. Wie van u wat getroud is? Wie weet jy's getroud? OK, jy weet jy's getroud en wie weet dit nog? Almal om jou. 'n Vrou mos as sy verloof raak, loop sy so. Werk die hare so en arme keer niks nie. Ek wil jou sê maar almal moet die ring sien, hè? OK. Jy vertel dag as die troudag is, almal weet dis daai dag, daai tyd gaan jy trou. En ek weet toe ons getroud het die dag, toe sê Eva vir die ou wat die kar ry, jy sorg dat jy nie laat is nie. Op die tyd sorg jy dat jy by daai kerk stop, dat ek instap. En glo my, op die tyd het daai ou gestop met die Mercedes en my vrou het ingestap. Ek weet nie of sy bang was ek gaan by die agterdeur uitglip nie. Sy sou nie so gelukkig gewees het in elk geval nie, maar kom ons praat nie oor daai dag nie. Die hele gedagte, vriende, wat na vore kom, almal weet. En dit is presies dieselfde met Christendom, want dit is soveel meer. Christus is soveel meer as jou man of jou vrou. Waarom sien ander hom nie in jou en my lewe soos hulle hom moet sien nie? So met ander woorde, hy red ons met die doel dat sy lewe in ons sigbaar sal word. Die tweede gedagte, hoe kan ons 'n getuie van die vrymakende evangelie wees as ons self gebuk gaan onder die slawerny van sonde? Voor ons die wêreld vir Jesus kan bereik, moet ons eers die wêreld versaak. Dit is eie aan 'n kind van God. Ons lewe nou anders. Die derde gedagte, dit is die enigste vredevolle, vervullende, versadigende en oorvloedige lewe. Die ongelukkigste mens op aarde is die kind van die Here wat met sonde deel. Glo my, ek doen baie berading. En self wanneer ek sonde in my eie lewe toelaat, jy voel jy wil sterwe. En dan praat ons nie van ek het iemand se keel afgesny en sy kopie in my hand gehou en vir almal gewys, yes, checkie so, julle. Ons praat nie van hierdie barbaarse goed nie, maar tog is ons baie keer in ons lewenswandel soos rebelle teenoor God. Ons weet wat hy vir ons sê. En ons besluit op daai oomblik, ek sal doen presies wat ek wil. Niemand gaan vir my sê nie. Ons kom terug na wat ons in die begin gelees het, dat ons moet sterwe. Die ongelukkigste mens op aarde is die kind van die Here wat met sonde deel. Dis nou daad of nalat sonde. Kom by die huis, vrou maak lekker kos, dit ruik so lekker in die huis. Jy weet mos hoe ruik dit as jy by die huis instap. Sit aan die tafel, julle eet, almal gaan spring deur die stort of die bad, sit bietjie rond, kuier 'n paar woorde in die bed. Jy raak aan die slaap en nie 2 uur skrik jy wakker en jy dink by jouself, het ek vir God dankie gesê vir die dag wat verby is? Was ek so arrogant dat ek alles van selfsprekend aanvaar het? Dat ek in my bed klim, ek trek die komberse oor my, ek het die beskutting van 'n huis, ek het die genade van lewe, maar ek sê nie dankie vir die God wat my vrygekoop het uit genade nie. Net so een gedagte om vir u te sê, daad en nalaat sonde. Die laaste ene, Jesus self het gesê, Markus 8:35, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Die ongelukkigste mens is die mens wat vir homself lewe.
Luister man, ek gee nie om wat jy besit nie. As jy so alleenig is, bring dit jou geen vreugde of blydskap nie. In Christus, ter wille van die evangelie, kan ons lewe en lewe in oorvloed geniet. So dit is die redes waarom ons moet sterwe om te lewe. En dan, halleluja, die 288. Ons gaan hom nie sing nie, want ons het nie die wysie vir hom nie. Maar George sal hom kry, ons weet dit. Maar die lied sê, wil jy moet saam met my volg, lees wat hier staan. Neem my gevange, Heer, dan is ek waarlik vry. Lê ek my aan u voete neer, dan wag oorwinning vir my. My lewe hou geen stand as ek alleen wil gaan. O steun my met u sterke hand, dan bly ek veilig staan. Die volgende vers sê, my wil is myne eers, wanneer u in my woon. Dis eers wanneer ek 'n vrye wil het. Dis wanneer die Here se wil in my woon. Ek moet om eens as vorste heers, vaarwel sê aan my kroon. U sal my ondersteun in al die aardse gewoel. Wanneer ek aan die boesem leun, u nastreef as my doel. Het klink of die apostel Paulus hierdie Halleluja lied geskryf het, want hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Wil u waarlik lewe? Leer om te sterwe. Is dit maklik? Is dit die moeite werd? Verseker. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u troue sorg oor ons en dat u met ons bemoeienis aangaan. Selfs in tye waar ons u teleurstel, waar ons u die heilige God afskeep in ons besige program, waar ons minder belangriker dinge hoor ag as u, en waar ons somtyds blaatant sondig teenoor u in die hemele. Al wat ons vanmôre kan vra, Here, is dat u ons sal leer om te sterwe, sodat ons waarlik kan lewe. Ek het nog nooit 'n toegewyde heilige kind van God gesien, wat nie die vreugde en die blydskap van Christendom beleef nie. Daarom, Here, moet ons klaar kry met onsself. Klaar kry met ons idees en gedagtes. Klaar kry met ons tekortkominge en selfs ons sonde. En by Christus uitkom en in sy heerlikheid onsself verlustig, sodat sy lewe in ons gestalte sal kry. Ek bely saam met die gemeente vanmôre, Here, ons kan nie, as u ons nie deur u Gees in staat stel nie. Daarom wil ons vanmôre, Here, soos die apostel Paulus sê, Here, werk in ons, om te wil sowel as om te werk na u welbehae. En dit is die enigste lewe van vreugde en vrede en blydskap. En ons bid dit in u naam, en ons bid dit met danksegging.